Ek is Johan Viljoen. Ek is ook Johan Viljoen. Ons staan op die plaas Salome in die Parys distrik. Is maar 'n mengsel van grondtipes. Ons sit met swaar kleigronde tot met sandleem soos hier waar ons nou staan. So ja, is regtig ietsie van alles. Die plaas is al vir 6 geslagte in die familie. Ons boer met bees en skaap en dan saai ons mielies, sojabone, sonneblomme. Dis eintlik 'n spelery gewees om te kyk wat kan die planter doen. En Pioneer is hierdie jaar 100 jaar oud wêreldwyd en toe met ons paadjie wat met Pioneer stap, het hulle gevra ons moet vir hulle die logo hier plant. Ek is Martin Brandt, veldlandbekundige vir Pioneer saad. Ja, wel die 100 jaar logo het gekom omdat ons nou Pioneer 100 jaar is vanjaar en ek het aanvanklik gesien met 'n vorige seisoen wat hulle 'n logo geplant het en gesê maar kom ons draai bietjie dalk die Pioneer logo en toevallig is dit nou so dat dit nou Pioneer se 100 jaar viering is hierdie jaar en toe het ons nou die 100 jaar logo gekry en om toe nou geplant. Ja, ons het so 4-5 jaar, seker nou 5 jaar terug oorgegaan en ons vol planter toegerus met presisie tegnologie van Precision Planting. En toevallig op 'n stelsel afgekom wat hulle V-Site Select noem. Dis 1 bak, 2 uitmeeteenhede, 1 saadbuis, so ek kan in 1 ry 2 verskillende variëteite plant. En ja, hierso sal julle sal sien in die logo, daar's fisies lande wat ons regtig 2 variëteite, verskillende stande, verskillende hoeveelheid kunsmis, varierend vol presisie doen, gebaseer op vorige jare se stroopresultate. Granular Link is basies 'n platform wat Pioneer het en dis wêreldwyd by Pioneer betrokke waar jy basies baie data kan bymekaar sit, jy kan opbrengskaarte daar sit en wat dit gerieflik maak is jy kan historiese data van dit trek tot sover as 1988 van daai spesifieke land en jy kan jare uithaal as daar nie mielies op baie jare was nie en dan kan jy daarvolgens 'n potensiaalkaart skryf wat 'n preskripsie kan wees as jy wil gaan plant om dan nou verskillende stande te kan plant as jy 'n spesifieke variëteit plant en dan natuurlik weer kan jy 'n paar bietjie probleemgedeeltes ook uitwys. Jy kan gaan kyk as daar sekere rooi kool is wat hy vir jou uitwys, kan jy gaan instap in die land en gaan kyk fisies wat aangaan. Die ander ding is wat ook baie gerieflik is, hy gee amper vir jou elke week 'n NDVI beeld, 'n satellietbeeld met 'n baie goeie resolusie wat die mens kan sien wat aangaan en so kan jy deur die seisoen ook dan probleemareas identifiseer en dit is baie gerieflik in jou praktyk en terwyl jy jou kultivars verbou. 'n Ander ding wat mens weer in die seisoen kan doen, vir alles wanneer blaarsiektes begin inkom, kan jy byvoorbeeld 'n fungicide kaart genereer van dit af en daar kan jy nou agterkom, okay, daai kool is daar meer blaarsiektes betrokke of daai kool het dit nie en dan kan jy op daai grond daarvan spuit ook as dit daarop neerkom, ja. Ek dink dit ons maar uit laas jaar se ervaring, die kontour is mooi grootte vir die logo laat alles inpas oor ons bietjie op en af is, boer ons met baie kontoure, so elke kontour word by ons as afsonderlik as 'n land hanteer en die kontour het maar die regte grootte uitgewerk en die regte lengte vir die logo. Ek is van die ouer generasie is nie die tegnologie so gewoond nie. Daar's maar baie dae frustrasie vir alles hulle die sagte ware verander. Jy weet ons ouer mense hou nie van verandering nie. En dan sal maar altyd 'n oproep na die jonger manne toe en sê, hoe maak ek nou hier en hoe maak ek nou daar? Maar ek moet ook sê dat die tegnologie het vir my weer opgewonde gemaak oor saaiery om te sien dat 'n ou hektaar vir hektaar 'n verskil kan maak. En dit maak dit net vir ons baie makliker. Ons data is alles op skerm bymekaar. Jy kan vir enige iemand onmiddellik data gee en ek vermoed dat saaiboerdery omdat dit so riskant is, ek dink die finansierders gaan meer en meer detail wil hê en meer wil sien wat het jy gedoen, wat kan jy doen of het jy dit wat jy beloof het of gesê het jy sal doen of het jy dit wel gedoen. Daadproewe wat ons hier langsam geplant het ons 4 kultivars gebruik. Ons het P2565 WPW gebruik wat nou al eentjie met ons kom en dan het ons 2885 WPW gebruik wat ook 'n jaar of 2 al met ons is en dan 'n nuwe kultivar vir die Weste 28022 WPW wat ons baie opgewonde is met baie goeie resultate wat ons nou mee vorentoe vat en dan het ons 'n ander kultivar
wat so grens hier aan die oostelike gedeelte is, P18011 WPW. En hy is ook 'n nuwe kultivar wat laas jaar nog R5 was saam met die 28022. So ons is opgewonde om te kyk wat daai kultivars gaan doen. Nou die doel van 'n datproef hoekom ons dit 'n digitale agronomie proef noem, is basies jy wil 'n kultivar vat en hom so 3 verskillende stande plant, reg oor die land, oor verskillende grondpotensiale. En dan na die tyd dan stroop ons dit op daai basis en ons plaas daai stroperkaart dan op die potensiaalkaart en so analiseer ons dan nou hoe het hy gepresteer met daai sekere stand en op die einde van die dag gaan dit dan om daai kultivar reg te kan plaas. Soos as 'n boer soos Johan hulle dit wil implementeer in 'n presisie boerdery en hulle gaan daai kultivar aanwend, dan het ons al klaar vir hulle inligting om te sê vir daai potensiaal grond kan jy daai stand plant. So dis die doel in kort wat 'n mens hoekom ons daai tipe proewe plant. As jy enigstens met 'n Pioneer agent wil kontak maak, kan jy gerus die Pioneer webwerf besoek. Jy sal daar 'n link kry wat al die agente betrokke in 'n spesifieke area uitwys. Jy kan myself ook kontak as jy sien in die webwerf as landboukundige en ons area bestuurder vir die area is Henny te Plooi. Jy kan selfs vir hom ook kontak. Ons sal julle by die regte persoon uitkry as jy sou sukkel.